Vandag wil ek met u gesels oor when God says go. When God says go. Dis nogal so 'n moeilike term om oor te praat, want wanneer jy sê when God says go, do you say no? Ons kom op die toneel waar Jesus skuif in 'n boot nadat hy gehoor het dat Johannes dood is. En hy gaan oor die water en hy's alleen, maar soos wat hy beweeg, loop die mense agter hom aan. Van stede af loop hulle uit, hulle hoor waar hy is en hulle agtervolg hom om te weet waar hy is. En Jesus kom uit nadat hy gebid het en hy sien die mense om hom en hy kry hulle jammer en die disippels sê stuur hulle huis toe dat hulle kan gaan eet en Jesus sê nee man, voer hulle. En daar kom 'n seentjie verby met 5 broodjies, 2 visse en hulle begin daardie kos uit te deel nadat Jesus daarvoor gedank het en 5000 mans en nog nie die vrouens en die kinders ingereken nie, het genoeg gehad om te eet van daardie 5 brode en 2 visse, sodat hulle na die tyd nog 12 mandjies voorop geneem het. Jesus kom op daai punt na die disippels toe en hy stuur hulle oor die water sodat hy begin om die skare huis toe te stuur. En hy klim op die berg om alleen te wees en te bid. En nou kom ons by die skrifgedeelte. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek, die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop kom. En wanneer ek dit lees, dan kan ek net sien Jesus kom. Op die water stap hy na hulle toe. Dit het my brein gebreek. Dit is net normaal vir hom. Ons sê dit kan nie gebeur nie. Probeer op water loop. Wie van julle het al so geskrik dat dit voel jy kan oor water hardloop, maar jy het nog nooit probeer nie? Ongelowiges. Maar hy sê in 26, toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook! Van angs het hulle hart begin skree. Wie van julle het al so bang geword dat jy skree? My vrou het my in ons hele lange huwelik en by mekaar kom van 21 jaar, en ons is nou hierdie jaar 18 jaar getroud, het sy my 1 keer skrik gemaak dat ek skree. Ek weet nie hoekom klap julle hande nie. Maar sy het nog, omdat sy dit reg gekry het, probeer sy aan om dit, maar sy kry dit nog nie reg nie. Vers 27, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. 29, vers 29, kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Yes, lekker. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Halleluja. Nou, as jy hierdie skrifgedeelte kyk, is daar baie om oor te praat van redding en dies meer. En ek gaan vandag bietjie met u gesels op die idee van wanneer Jesus vir jou sê gaan, wat doen jy? Dis moeilik in 'n dag soos vandag, nê, om te gaan, want ons werk. So, my eerste vraag is, wie van julle wil deur die Here gebruik word? Steek op die hand, dat ek sien. Hande wat nie opgesteek word nie, ek sal met julle na die tyd praat. Ons almal wil gebruik word.
Ons is reg en gemaklik waar ons sit. Here, gebruik my. Here, gebruik my asseblief. En dan wanneer hy sê, gaan bid vir iemand, dan is ons oë groot. Soms so in die aanbidding, kry jy die gevoel, ek moet my hand op iemand gaan lê, dan is dit die ding van, Here, is jy seker? En die Here sê, gaan na iemand toe en gee opbouende woord van my af. Wat beteken, hy gaan vir jou sê wat jy moet sê. En dan kom die verskonings. Here, ek het nie nou dadelik bedoel nie, is nie die regte tyd vir my nie. Of Here, ek is bang, ek weet nie wat om te sê nie. Of Here, die pastoor en die voorbidders is mos daar, stuur hulle is opgelei. Maar jy het gevra, Here, gebruik my. Dan kom die laaste verskoning op en sê, maar ek is eintlik 'n introvert. Ek praat nie maklik met mense nie. Julle weet mos hoe dit werk, nê? Jy's 'n introvert totdat jy by 'n rugby game is en dan weet hulle nie wie jy is nie, maar jy is nie meer stil nie. Is snaaks dat ons so te kere gaan oor klein goeters. Ek het, terwyl ek gebid het ek iets gesien. Brandon, ek gaan jou gebruik. Kom gou hier so. Ek het nie met hom gereël nie, so sy oë is nou so groot. Kom staan gee by my. Ek wil vir julle iets wys van Jesus. Toe ons aanbid het en ons hande opsteek, toe sien ek iets. Wanneer iemand, baie dankie, wanneer iemand jou wil beroof met 'n geweer, sien jy, hy's oorgehaal. Ek kom na jou toe en wat doen jy? Dadelik. Kan jy sien? Wat beteken dit? Dit beteken ek gee oor. Nee? Maar in 'n negatiewe hoedanigheid, want ek is bang jy bang my. Ek gee oor. Het jy al gedink daaraan wat dit sou wees wanneer Jesus instap en jy steek jou hande op sodat hy jou kan vashou en jy hom kan vashou? Moenie bang wees om aan Jesus oor te gee nie. Hou op om bang te wees vir ander goed en gee eerder aan Jesus oor. Amen. Is mooi, nee. Dis sommer verniet. Goed. Matteus 14 vers 28. My eerste punt sê evalueer en bid oor alles wat na jou toe kom. Evalueer en bid na alles wat na jou toe kom. Evaluate and pray about everything that comes to you. Matteus 14:28. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. So hy het dit gevra vir 'n rede, toe hy beveel, nee. Toe sê Petrus vir hom, hy het beveel. Nommer 1, hy het beveel gevra, want wanneer Jesus aangestap kom, wil hy seker maak het is Jesus wat met hom praat. Beveel my om iets te doen, dan doen ek dit. Nommer 2, het hy dit gesê, want hy het geweet, wanneer Jesus beveel, dan gebeur die wonderwerke. So hy het dit uitgeroep, Jesus, beveel my. Maar jy sal ook sien, dis Petrus se idee om uit die boot uit te klim. Nee? Maar ek gaan myself bietjie vooruit. Wanneer jy begin om dinge al te evalueer, dan moet jy begin hoor in die gees, oor wat dit is wat die Here wil hê jy moet doen. Ons almal dink in die vlees, want dit is iets wat ons doen, dit is ons lywe, dit is iets waarmee ons elke dag beweeg, ons is gewoonde aan. Maar eintlik is ons geestelike wesens in Christus. Daarom wanneer jy bid, moet jy vir die Here vra, Here, wat moet ek nou doen? Waarvoor moet ek nou bid? Ek ervaar hierdie aanvalle, Here, op my lyf, op my vlees, van alles rondom my, my vrou skree op my kinders skree op my, die honde en katte byt my en my. Wat gaan aan? Here, gaan jy nie nou bid en sê, Here, laat hulle van my hou nie? Jy gaan sê, Here, wat gaan aan? Want hierdie is nie normaal nie. Wie van julle het al ervaar dat dinge met jou net skeefloop op 'n dag? Jy wens net jy teruggeklim in die bed. En van julle het probeer, maar het nie gewerk nie. Dit gebeur met ons.
Ek noem dit life happens. Soms het die duiwel dan ook 'n inspraak daarin. Daarom het ek daarvan gehou van wat ons vandag gesing het, break every chain. Ons moet ophou om onsself vas te bind wanneer die Here sê gaan. Ons moet alles toets aan die Here. Alles. Spreuke 19 vers 21 sê die volgende, hy sê, al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. En daar's 'n paar ander skriffies, ek kan dit neerskryf as jy wil. In Engels sê, many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand or be carried out. En dit is waar ons onsself moet kry. Jy het jouself aan die Here oorgegee. Ons moet hom deel maak van ons besluitneming. Jy het gesien hoe Brandons gestaan het en toe sy hande net oor Jesus vasgehou het. Ons moet dieselfde begin doen. Nader aan hom beweeg. Is dit maklik? Nee. Maar dis waarom ons dit vir julle sê om te doen. Want dit is belangrik. Daar was eendag hier die ou tannie gewees en sy het in die kerk gesit soos julle, nou nie hier nie, was op 'n ander plek. En die pastoor preek en hy so opgewonde en hy spring op en af en hy skree en hy hardloop en hy maak of hy 'n bietjie laf is en die tannie luister aandagtig aan wat hy sê en sy ry huis toe die middag en sy draai om 'n draai en skielik kom sy in 'n groot ongeluk. En sy is in die hospitaal en die pastoor is so geskok want hy ken haar baie goed. Hy kom op haar af en sy maak haar oë oop. Hy sê, Tannie, is jy okay? Sy sê, is jou skuld. Hy sê, wat bedoel jy? Sy sê, dis jou skuld. Hy sê, vertel my wat gebeur het. Toe sê Sondag toe jy gepreek het, vandag toe jy gepreek het, toe sê jy, ons moet alles in die Here se hande oorgee. Ek was op pad huis toe, het 'n draai gevat, die grys was daar, ek het gegly, en so voordat ek het beheer het, gaan sê, Here, vat die wiel. Toe rol hy my kar 3 keer. Ons moet fokus op die Here. Nie net wanneer ons in die moeilikheid is nie. Gaan 'n storie vertel van iemand wat my bel. En die man is in 'n groot probleem. Ons het mekaar gesien, vir hom gebid, en die Here het iets moois gedoen. En hy bel my en hy sê, alles loop nou verkeerd. Dit is, vandat ek vir hom gebid het, is alles die mekaar. Dit werk net nie meer nie. Hoekom het ek dit gedoen? Sê ek nou maar, wat het gebeur? Sê nee man, net iewers ter bel 'n ou my van iewers af, ek weet nie eens waar hy my nommer gekry het nie, ek ken hom 'n hele paar jaar terug en hy begin my net van die kant af uit te skel oor die foon. Hy vloek my en hy sê vir my hoe sleg ek is. En dit is eintlik 'n persoon wie ek was toe ek baie lank terug geleef het. Ek is nie eers meer dit nie. Ek kan amper nie eens daai ou se naam onthou nie. Ek sê ja, hy sê wat nog? Hy sê ek is in 'n verhouding, maar ek weet, dit is nie waar ek moet wees nie. En vandat ons gebid het, beklei ons die hele tyd. Ek sê, is dit al? Nee! Want moeilikheid kom ons in 3. Sy nie my kar het gebreek. Ek sê, nee. Okay. En die Here gee vir my antwoord en hy sê, ek moet vir die man sê, weet jy wat, oor die ou wat jou so uitskel, is dit nie mooi en amazing dat die Here jou wys waar jy was en waar jy vandag is nie. Dat hy jou deur 'n ding vat, dat ons sien dit eers as negatief, maar hy sien dit as positief vir ons, want jy het gegroei in hom. Nommer 2, sê ek oor die verhouding, is dit nie fantasties dat jy die stem van die Here kan hoor nie? Want hy praat met jou oor waar jy nou is en waar jy moet wees.
En derdens, karre breek. Gaan koop 'n part en maak hom reg. Jy sien, ons fokus maak dat ons heeltemal die kar omgooi. Want hierdie goeders gebeur met ons, maar die Here se vrede en wysheid vertel ons, hy is besig met ons. Is dit maklik? Nee. Ons moet begin kyk na dinge deur die Here se oë. So voordat jy begin kwaai raak, bid eers. En as jy vinnig is soos ek met 'n vinnige tong, dan bid jy harder, byt jou tong vas en haal diep asem. Voordat jy praat. Wie van julle is ook so vinnig met die mond? Yes, ons moet kuier. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê die volgende, hy sê, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, vers 7, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, hoor die Engels, do not be anxious or worried about anything. But in everything, in every situation, in every circumstance, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. Nou, daardie petition beteken letterlik a formal request or prayer made to God, often for a specific need or desire, acknowledging human dependence on God's ability to provide. Met ander woorde, in kort gestel, en Harold, ek bid die Here voorsien. En dan vers 7, and the peace of God. Daai vrede van die Here wat ons almal soek. Nou, punt nommer 2. Reageer op 'n woord van die Here. Ons lees in vers 29, kom, sê hy, Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Dan in vers 31, toe hy begin sink het, dadelik het Jesus sy hand uitgesteek. Hy het nie gesê, ja, jy gaan nou eers leer sink, broer, sink tot jy verdrink nie. Dadelik het hy sy hand uitgesteek, ongegryp en vir hom gesê, klein gelowige. Waarom het jy begin twyfel? So, kom ons stap hom net weer. Petrus klim in die boot uit, begin te stap, begin te sink. Weet jy wat se geloof moet jy om op water te loop? Al het iemand vir jou gesê, doen dit. Weet jy hoeveel geloof het jy as jy vir iemand moet kom bid en hy siek? En die Here sê vir jou, Warren, kom bid vir Pieter, wat in 'n rolstoel sit. Bid vir hom dat hy opstaan, en jy dink, Here, is dit jy? Ons vra mos die Here dit, nê? As hy vir jou sulke groot sê, dan bevraagteken jy hom. As dit klein goeders is, ja, Here, ek doen dit, dis in my kraal. Dis nommer 1 nie jy wat die wonderwerk moet doen nie, maar hy. Dit gaan oor jou geloof. Nadat Jesus hom gered het, sê hy klein gelowige, maar onthou nou, hy het 'n klein bietjie geloof gehad, soos 'n mosterdsaad, en hy kon op water loop. So wanneer Jesus vir jou sê, gaan bid vir iemand, hê geloof, en gaan bid, en kyk wat doen die Here. Selfs in jou situasies. Is dit ophou om bang te wees. Weet jy, hoekom is dit belangrik? En is nogal iets wat Petrus gesê het, as dit jy is, beveel my. Met ander woorde, hy gee jou die gesag om dit te kan doen. Lukas 10 vers 19 tot 20. Kyk, ek het aan julle. Wie's julle? Dis julle. Kyk na die persoon langs met jou vroue sê, dis julle. Julle kyk vir my, kyk vir iemand anders en sê julle. Sy. Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin. Sonder dat iets julle enige leed aandoen. Halleluja. Ek kan nou net so hardloop julle buite en soek 'n skorpioen. Julle het die gesag gekry.
En vers 20, en tog moet julle nie bly wees net omdat julle die Gees aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Nommer 1, hy het ons gesag gegee om te beweeg in die geestelike en die vleeslike. Hy het dit vir ons gegee, vir jou gegee. Jy kan dit doen. Halleluja. So ons moet dit begin doen. Dan kom die woorde van Matteus op, in Matteus 28 vers 18 tot 20, gaan. Nou hoor jy so in Engels sê dit baie mooi, ek gaan dit net daar lees. Hy sê, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, nou die oomblik wanneer jy hoor therefore, dan gaan jy terug na wat jy nou net gelees het, dan sê jy, all authority in heaven and on earth has been given to me, go and make disciples. Why? Want hy stuur jou met daardie gesag uit. Vir jou. Niemand anders nie, vir jou. Al is jy bang om met mense te praat, vir jou, want vers 20 sê, and surely I am with you always. Jy sal dit nie alleen doen nie, maar jy het nodig om te gaan. Jy weet, daar's 'n ou wat baie oulik preek, sy naam is Tim Story, ek weet nie of julle al van hom gehoor het nie, as jy nie het nie, moenie bekommerd wees nie, jy het nie iets gemis nie, maar hy preek oulik, en hy het gesê, God said it, I believe it, that settles it. En dis hoe ek bid vir mense. As jy siek is, dan kom ek na jou toe en ek bid vir jou vir genesing en ek glo dit gaan gebeur. Ek glo nie dat miskien nie. Ek sê nie Here in as dit u wil is nie. Dit is die Here se wil dat ons bid. Dit is die Here se wil dat ons gesond is. Dis waarom ons bid, dis waarom hy jou stuur. Dit is sy wil. Partykeer bid ons as jy wil, Here, net om seker te maak ons het 'n agterdeur om uit te glip as hy nie gesond word nie. Dis nie jy wat die ding moet doen nie, dis die Here. Jy moet gehoorsaam wees. Om die Here te hoor is nie 'n guessing game nie. Petrus moes hom hoor, beveel my Here. Ons moet na die stem van die Here luister, ons moet op die stem reageer. Ken jy die stem van die Here? Hier waar jy sit. Kan jy hom hoor? Wanneer hy met jou praat? Of hoor jy hom net somtye? Hoor jy hom soos 'n radio, elke nou en dan as die sein reg is? Of as ons in die kerk is en het voel lekker, ek kan bid die Here, nou hoor ek hom. Ons moet altyd na hom luister. Want in ons harte spring dan vra op, Here, is U vir my? Maar die vraag is nie of die Here vir ons is nie, want hy is vir jou. Kyk wat het hy aan die kruis gedoen. Die vraag is eerder, ons moet sê, ons is vir die Here. Halleluja! Daarom moet ons opstaan waar ons is vir hom. By die werk, in die kerk, in die winkel, by die huis. Jy vloek naderhand nie meer jou hond nie, jy beveel hom, gaan uit in Jesus naam. Ek kan onthou, ek het 'n kamp aangebied vir jong mense, en ek het, toe ons op 'n wegbreek was, met die pastore, toe ontmoet ek een van die ouens wat my geken het op die kamp. En ek staan daar en ek lees en ek praat oor gesag van die Here en ek gee vir die jong mense, dit is 'n goeie oomblik in beweging. En terwyl ek uit Lukas uit nogal snaaks genoeg wil lees, kom daar 'n gogga wat lyk soos iets van die hel af en land op my Bybel dat ek skrik. Ek sê, "Huh?" Nou weet jy, as jy vir jong mense praat en jy skrik so, dan lag hulle almal vir jou. Nou het jy opgebou tot iets, dan is dit weg, want hulle het gelag. En sê ek, alright, ek het geskrik, ek's normaal, haal asem, en ek skiet die ding af en hy vlieg weg. Ek sê, kom ons lees uit Lukas uit, en toe ek so maak, toe kom land daai ding presies op dieselfde plek, op dieselfde tyd, so. En iets in my spring op, en ek klap op my Bybel, en hy lig, en hy styg op, en ek sê, in die naam van Jesus, land! En hy land. En ek krap hom dood. So sit elke jong mens so. Want ek het gesê land, ek het geland en hom doodgetrap, wat gaan ek aan hulle doen? Nou kan jy sê, ja man, dit was net 'n ongeluk. Ek glo die Here het hom laat land.
want hy wil vir hulle wys dat sy gesag oor alles is, alle diere, alle mense, alles wat hy gemaak het. Jy het daai gesag. Jy sien, ons moet staan en sê, You are my God, I give thanks to you, O God. I extol you. Ek gee jou alles wat in my is. Daar waar jy sit, wil ek hier met hierdie saam met my sê, You are my God, I give thanks to you, I extol you. Extol beteken gee jou heerlikheid bo alles wat jy het. En dis in Psalm 118. Daai woorde moet jy eintlik gebruik aanhoudend deur waar ook al jy is en waar jy ook al kom, want hy sê, jy is gemaak vir 'n doel. Jy is nie 'n ongeluk of 'n glips nie. Jy het 'n doel, maar ons het nodig om op hom te wag en om te hoor tot ons hom kry om te beweeg waar hy wil hê. Petrus het gesê, beveel my Here, want ek ken jou, ek het saam met jou geloop. Sê net vir my loop op die water, dan doen ek dit. Hy het hom geken. Hy het geweet wat sy doel was op daai stadium. Ek vra vandag vir jou, wat is jou doel? Wat moet jy doen? Wat is jou woord van die Here af? Die Here sê, gaan, is jy op pad? Of wonder jy nog waar jy moet wees? Nou kom die vraag by ons op, hoe moet ons dit doen? En dit is my laaste skrif, Kolossense 3, vers 1 tot 2. En ek gaan in die Engels lees. Hoe moet jy begin? Nommer 1, Therefore, if you have been raised with Christ to a new life, sharing in his resurrection from the dead, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind and keep focused habitually, met ander woorde aanhoudend deur terug te gaan, on the things above, the heavenly things, not on things that are on the earth. Dis hoe jy begin. Jy begin jou habit te verander. Jy begin om te oordink, aanhoudend deur. Jy begin te dink, Here, as jy in hierdie prentjie is, wat gaan ek hier kan doen? Hoe moet ek dit verander? Hoe moet ek nou van hier af beweeg? Wat is die volgende ding wat ek moet sê? Jong mense, julle moet dit ook bid. Here, hoe moet ek my ma antwoord? Ja. Hoe moet ek my pa antwoord? Want partykeer is die ouers mos verkeerd, julle weet mos. Ons sal dit nooit herken nie. Hoe moet ek met hom gesels as hy van my voete afgeklap het en ek kan nie meer onthou wat my naam is nie? Hoe moet ek dan reageer? Wat moet ek sê? Here, ek is hier. Ek wil doen wat jy sê. Ek wil hê my fokus moet begin op jou wees. As dit jou gebed vanoggend is, steek op jou hand dat ek sien. Die rede waarom ek dit vra is, die gemeente gaan begin verander. Julle gaan sien, die Gees gaan al hoe meer begin werk. Het gaan al hoe meer amazing wees, ons aanbidding gaan mooi wees, het gaan groot wees, ons gaan almal begin in tale te praat, as jy nog nie kan nie, dit gaan net gebeur, dit gaan amazing wees, soos wat jy die Here vra daarvoor, ons gaan groei geestelik, ons gaan hier uitstap met 'n woord, en ons gaan dit in die week gebruik, al is jy onder omstandighede, gaan die Here jou ophef en sê, jy is sterker en meer as wat hulle sê jy is, bly staande. Jy is die man van die huis. Jy is die priester, die koning en die profeet. As dit jou plek is waar jy nou sit en jy voel, Here, ek wil op die water loop. Sê vir my dat ek kan verander. Dan wil ek hê dat jy gou saam met my staan. Ek wil vir jou bid. Here, ek wil ook op die water loop, sê net vir my kom. Sê vir wat ek moet verander. Sê vir my.
Daar waar jy staan, sê vir die Here hoe lief het jy hom. Sê vir die Here dankie, dat hy vir jou lief is. Dankie dat hy jou roep. Sê dit vir hom in jou eie manier, in jou eie taal. Dankie Here, dat jy vir my omgee. Terwyl ek onder hierdie omstandighede is, Here, ek bid nou vir elkeen wat staan, waar U hulle geroep het, om te stap en te beweeg en te wees waar U wil hulle moet wees, om te doen wat U sê, al is hulle bang aan die binnekant, dat die vrees wegkwyn, omdat U beveel het, klim uit die boot uit, en stap op die water. Here, ek bid dat die Gees ons gryp en ons omkeer van die binnekant af buitentoe, dat ons gedagtes, ons woord, die manier wat ons loop, verander tot U heerlikheid. Ek bid dit nie om mense te beïndruk nie, ek bid dit om U koninkryk te laat kom in Jesus naam in elkeen wat dit begin doen. Die opgewondenheid van vryheid in die Gees, in U Here, waar ons kan inbeweeg en daar ander is wat gebind is, dat hulle vry word, omdat U daarin stap. Daarom bid ek nou dat elkeen wat staan, vry sal word in die naam van Jesus. Dat hulle gedagtes sal verander en sal oop wees om te kan hoor wat U sê in die middel van hierdie dinge wat hulle dryf en druk. En dan hulle woorde, Here, wat hulle beweeg, sodat ons sal wees waar U wil hê ons moet wees. Ek seën julle in die naam van Jesus. En almal sê, hier kom groot dinge, hoor. Hier kom groot dinge in jou lewe. Ek hoop julle is reg. Julle kan maar sit. Dan kyk ek hier na die nagmaaltafel hier voor ons. Jy weet, hierdie is my soos herinneringe van dinge wat gebeur het, dinge wat nog gaan kom. Dis vir my groot. Dit is vir my amazing. Ek weet nie op wanneer het julle begin om nagmaal te gebruik nie, maar die groot ding oor nagmaal is om ons in verbinding en kontak met mense, plekke, en wat ons herinneringe wat gevorm is in ons lewens te beïnvloed. Dit bring ons op 'n plek om te sê, Here, ek onthou die eerste keer toe ek nagmaal gebruik het. Weet, van ons kan vergeet, ek wens ons kan vergeet van sekere goed wat gebeur het. Maar dis nie sleg om te onthou nie. Want dis waardeur ons gekom het tot hier. Van julle paadjies was nie maklik nie, dit was seer. En is nog steeds seer. Maar jy is besig om vorentoe te beweeg. En die Here kom en dan gee vir jou hierdie tafels, en dan sê vir jou in 1 Korintiërs 11, waar Paulus 'n opdrag gee aangaande die nagmaal, sodat ons kan onthou, dat ons 2 dinge onthou. En hy praat hier met die Korintiërs. Sê, onthou nommer 1, persoonlike verlossing in Christus Jesus. Onthou wie het jou vrygemaak. En ek sê dit vandag vir julle, onthou wie jou vrygemaak het. Sy naam is Jesus. Almal sê Jesus. 1, 2, 3. Dis die een wat ons moet onthou. Dan tweedens, ons moet weet dat dit 'n innerlike en 'n uiterlike aspek in ons lewens dra. Die innerlike, ons moet weet dat ons geestelik moet ondersoek. Dis nie net van kom 'n broodjie eet en drink 'n wyntjie, ek is nou voel nou beter, my bloedsuiker was laag nie. Jy moet jouself ondersoek. Jy kan dit lees in vers 27 en 28 van Korintiërs 11. En dan die uiterlike is die tweede gedeelte in die aspek, dat jy kan verkondig die dood van Jesus totdat hy kom. Hoekom die dood? Want dit is wat ons vrygemaak het. Halleluja. Ek is vry vanweë Jesus. En dan sê hy, onderhou die nagmaal. Onthou sy liggaam wat hy vir jou gegee het. Dis 'n persoonlike verantwoordelikheid om Christus se groot liefdesdaad aan mense te bewys. Partykeer dink ek,
wanneer ons hiernatoe kom, en ons gebruik van die brood, en ons gebruik van die wyn, dan is dit die plek wat vir my die egste is, waar ons kan sit by Jesus om 'n tafel, en hom aanbid en sê, ek aanbid U. Dankie.